Dis lekker om vanoggend by mekaar te kan wees. Welkom van my kant af ook. Ek kan gou my goed hier neersit. So ons het die kwartaal begin afskop. Vir die wat die saam gereis het, ons het begin Matteus 5, 6 en 7 en ons het omtrent 'n kwartaal lank het ons bergpredikasie gedoen. Net wat is die woorde van Jesus? Wat het Jesus gesê? Wat het Jesus kom doen? Wat het hy vir ons kom leer? Wat 'n baie lekker reeks was wat ons saam gedoen het. En die groot probleem is, ons as mense, ons het so, ek wil amper sê so 'n siekte, maar is eintlik 'n gewoonte binne in ons, waar ons kan kyk na iets en ons kan almal saamstem dat die ding is 'n goeie idee, maar ons wil nie dit doen nie. Dis hoekom nuwejaarsvoorneme nooit werk nie. Want wanneer ons almal daar saam sit, dan sê ons almal, weet julle wat is 'n goeie idee volgende jaar? Gaan ek gesonder eet. Almal, dit is 'n goeie plan. Kom ons almal eet gesond volgende jaar, né? Maar niemand, ek wil daai terugvat. 99.999% van ons doen nie. Ek wil nie sê niemand nie, want ek weet daar's iemand hier wat al een keer 'n nuwejaarsvoorneme gemaak het en daarbey gehou het. Was nie eens so 'n cop-out een soos ek gaan volgende jaar nie my kinders koppie en hy het nie en ek weet dit is 'n cheat, maar hy het reg gekry, so nie altyd 100% nie, maar groot kans meeste van ons het dit te doen. En dit is nogal interessant want in ons lewe kry ons baie sulke oomblikke, né? Wanneer iemand 'n besluit moet maak en iets moet begin doen. Jy kan net meer dink dis 'n goeie idee nie. Jy moet iets begin doen. Daar's so 'n ou grappie wat jy net al gehoor het, maar as jy dit nog nie gehoor het nie, dan lag want dit is snaaks en as jy dit klaar gehoor het, dan lag maar net want dit is nice. Maar die grappie loop sê, dit sê wanneer word 'n man 'n mens? 'n man word 'n mens as hy trou. Want dan sê sy vrou, kan 'n mens nie 'n rakkie hier opsit nie, of kan 'n mens nie 'n boom hier plant nie, né? Dan word 'n man 'n mens. Ergens moet goeie idees en aksies begin, anders is dit maar net 'n droom oor 'n rakkie of 'n boompie. So ergens moet daai goed begin en ons sal almal saamstem, man, dis 'n goeie idee om meer te oefen, maar baie min van ons doen. Ons sal sê, dit is 'n goeie idee om gesond te eet, maar min van ons doen. Ons sal sê, dit is 'n goeie idee dat ek meer Bybel lees, meer bid. Min van ons doen, is 'n goeie idee dat ek vir my kinders bid in die aande of hulle Bybel lees, maar min van ons doen. En ergens tussen goeie idees moet 'n man 'n mens raak. En hy moet begin doen hierdie dinge wat reg is. Nou, vandag wil ek vir jou vertel van 'n storie van iemand wat die woorde van Jesus gevat het en werklik kom leef het. 'n bietjie anders vir ons kom maak het. Jesus het klomp goed gesê, maar onder andere het hy gesê, wees lief vir jou vyande en bid vir die mense wie jou vervolg, en ons almal sal saamstem daarmee. Dis 'n goeie idee. Ons moet nog steeds lief wees vir ons vyande. Almal sal in prinsip saamstem, dis 'n goeie ding, totdat iemand iets aan jou doen. Totdat jy in 'n situasie was waar iemand iets van jou ontneem het, of seer gemaak het, of weggevat het. As jy soos ek is, sit jy heel moontlik met 'n prentjie van iemand nou in jou kop. Iemand wat iets kom doen het, en dan is jy in daai oomblik, weet jy, 'n mens moet lief wees vir sy vyand, maar hierdie ou, maar hierdie vrou, hierdie ouer, hierdie broer, hierdie suster, hierdie kollega, hierdie vernoot, hierdie persoon het gekom en iets kom doen. En ek weet nie of jy nou moet lief wees vir jou vyande nie. En ek sê nie, ek ken jou storie nie, nee, ek wil dit nie verkleineer nie. Ek sê, kom ons reis deur hierdie skrif en ons kyk maar net wat gebeur. Ons gaan saam lees Handelinge 9 vers 10 af. As jy jou Bybel het, kan jy hom uithaal, jy kan saam met my lees. As jy op die voorraad is, jy welkom, anders is hy ook op die skerms. En dan gaan ons hom lekker daar saam lees. Hy begin hierso van vers 10 af. Daar was 'n disipel in Damaskus met die naam Ananias. In 'n visioen het die Here vir hom gesê, Ananias, en hy het geantwoord, hier is ek, Heer. Toe sê die Here vir hom, maak gereed en gaan na die straat bekend as Reguitstraat en vra in die huis van Judas na iemand uit Tarsus met die naam Saulus, want kyk, hy is besig om te bid en het in 'n visioen gesien dat 'n man met die naam Ananias binnekom en hom die hande oplê om hom weer te laat sien. Ananias het geantwoord, Here, ek het by ander mense van hierdie man gehoor, van al die kwaad wat hy die heiliges in Jerusalem aangedoen het. En hier het hy volmag van die leierpriesters om almal wat u naam aanroep in boeye te slaan. Maar die Here sê vir hom, gaan, want ek het hom uitgekies as instrument om my naam uit te dra na nasies en na konings en na Israel. Ek sal boonop aan hom toon hoeveel hy terwille van my naam moet ly.
Ananias het toe vertrek en die huis binne gegaan en hom die hande opgelê met die woorde: Saul, broer, die Here het my gestuur. Jesus, wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het, is sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word. En dadelik het daar iets so skille van sy oë afgeval. Hy kon weer sien en het opgestaan en is gedoop. Nadat hy geëet het, het hy weer sy krag herwin. So hierdie is die verhaal van Ananias en Saul wat by mekaar kom. En om hierdie storie werklik goed te verstaan, moet ons net eers gou neersit, wie was Saul? Wie was die Saulus van wie daar hier gepraat word? Nou, Saulus was 'n uitdagende persoon gewees in die vroeë kerk. Die verhaal van Saulus, die eerste keer wat ons van hom lees, is daar in Handelinge 7 vers 58. Nou, ons ken hierdie gedeelte, hier is waar Stefanus gestenig word. Eerste een van die disippels wat gemartel word tot die dood toe. En dit skop af en dit sê, nadat hulle hom uit die stad uitgesleep het, dis nou Stefanus, wou hulle hom stenig. Die getuies het hulle boklere neergesit by die voete van 'n jong man bekend as Saulus. Eerste keer wat ons van hom lees. En hulle is Stefanus gestenig, terwyl hy uitroep, Here, Jesus, ontvang my gees. So hier is die oomblik waar iemand alles opoffer vir hulle geloof. Hulle lewe gee vir die geloof, vir die God wat hulle dien. Saulus aanskou dit. Hy kyk wat hier so aangaan. Die volgende boek, Handelinge 8 vers 1, begin en dit sê, Saulus het die moord op Stefanus goedgekeur. Hierdie is 'n uitdagende man gewees in die vroeë kerk. Bietjie verder aan in Handelinge 8 vers 3, 2 versies later. Nou onthou, so Stefanus is dood, toe vat hulle sy lijk in Jerusalem en hulle begrawe dit en die mense wat daar ween, hy toe begin om hulle te vervolg. En hy gecheck wie almal by die begrafnis is en dan gaan hy na hulle toe en dan gaan hy in hulle huise in. Vers 3 sê, maar Saulus het die gemeente probeer uitroei deur huis na huis binne te dring, mans sowel as vroue na buite te sleep en hulle in die tronk te laat gooi. Dit was die prys wat die vroeë kerk moes betaal het om te sê hulle is Christen. Paulus is besig om hierdie mense te vervolg. En net om vinnig daarin te val, daai vers wat ons nou saam gelees het, vers 3, ek kan net so daar op die skerm gou vir ons hou, maar Saulus het die gemeente probeer uitroei, deur huis na huis binne te dring, mans sowel as vrouens na buite te sleep en hulle in die tronk te gooi. Ons taal, Afrikaanse taal, alle tale eintlik het ons nou tenses, né? Daar's tye aan die woorde wat neergesit is. Jy kry verlede tyd of teenwoordige tyd of toekomstige tyd wat neergesit is. Hy het geloop, hy loop, hy gaan loop. Nou ander tale het ander woorde wat hulle daarby sit. Hulle tenses wat nie eintlik bestaan in ons taal nie. Die tens wat daar gebruik word, is so half verlede tyd maar aanhouend. Dis soos iets wat gebeur het, maar iets wat aan die gebeur is. En hoekom is dit belangrik? Want wanneer ons daai lees, moet ons besef, hierdie is nie een storie van Paulus of Saulus wat dit een keer gedoen het nie. Hierdie is iets wat so gereeld gebeur het, dat die skrywer wat neersit, sê hierdie is 'n aaneenlopende ding wat besig is om te gebeur. Die woorde wat daar gebruik word, daai imperfect tenses wat hy in Engels is, sê dat dit is iets wat in die verlede, maar voortdurend herhaal soos wat dit aangaan. Twee woorde wat ons daar sien is, hy het aangehou om die kerk te verwoes, hy het aangehou om die mense oor te handig. Dit was nie ietsie wat net soms was nie, dit was die ding waarvoor Saulus bekend was. Dis wat sy werk was. Dit is wat hy geywer het om te doen. Dis interessant, daai eerste stukkie wat ons Bybel so mooi vertaal, myne 2020 vertaling sê maar Saulus het die gemeente probeer uitroei deur huis na huis binne te dring. Die gemeente probeer uitroei. Daai woord uitroei is baie mooi vertaal. As jy kyk na die Grieks waarin dit geskryf is, die woord daar is baie nader vertaal aan verslind. As jy op safari gaan en jy sien 'n klomp honde en hulle gryp hier so 'n dier en hulle is besig om hom plat te trek en hulle byt en kou, die woord, hulle is besig om daardie ding uitmekaar te ruk terwyl hy nog daar staan. Daai is dieselfde woord. So die ywer waarmee Saulus gewerk het, moet duidelik vir jou wees hieraan. Nou onthou ons skets 'n prentjie van wie Saulus was. So ons moet hom gou mooi verstaan wat daar is. Dit is 'n man wat verwoesting gesaai het, oral waar hy gaan. Hy sleep mans en vrouens
uit hulle huis uit. Handelinge 9, waar ons nou vers 10 gelees het, begin by vers 1 en 2 en het sê, Saulus was nog steeds dringend, Saulus, wat nog steeds dreigemente en moord teen die disippels van die Here uitgeblaas het na die hoëpriester gegaan en van hom briewe gevra aan die sinagoses in Damaskus, sodat indien hy enige mense opspoor wat aanhangers van die weg is, wat nou ons wat Christene is, mans sowel as vroues, hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring. Hierdie is 'n man wat vra, hierdie is sy ywer, daar is 'n dorp, 240 kilometer van hier af, Damaskus. Geef vir my die papiere, sodat ek daartoe kan gaan, dat as ek iemand daar kry wat glo in hierdie God, ek hulle kan vat, ek hulle kan boei en forceer om terug te stap hiernatoe, sodat ons kan seker maak hierdie ding versprei nie. Nou, daai tyd 240 kilometer, op 'n donkie wat hy besig was om te reis, is so 'n week. So 'n week se reis en slaap in die aande, en reis en slaap in die aande, terwyl hy op pad daartoe is. So hierdie is nie net 'n ou met 'n slegte humeur nie. Want 'n week is genoeg tyd vir jou om jou humeur te laat kalmeer. Hierdie is nie net 'n slegte man of 'n slegte oomblik nie. Hierdie is 'n man wat vervolger is. Uit 'n kerksperspektief is hy terroris. As jy in Damaskus gewoon het, jy sou gehoor het, hy's op pad. En ons weet dit, want as ons bietjie later van Ananias hoor, dan sê hy, ek het die stories van die ou gehoor. Hulle sou bang gewees het, onseker gewees het, hy is op pad om na hulle toe te gaan, om hierdie volk te probeer uitry, hierdie Christen volk te probeer wegvat. Daardie is die omstandighede waarin Ananias geroep word. Kan jy jouself indink, as daar so 'n persoon was, wat opgetree het teenoor hierdie gemeente op so 'n manier? Wat sal jou antwoord wees, as God sê, daar is daai ou. Gaan praat met daardie persoon. Die persoon het wetlikse agtergrond, hierdie persoon ken die wette, die sinagoge is aan sy kant, hy kom weg met, hy word goedgekeur omdat hy die Christene vervolg. So jy gaan nie wegkom nie, jy gaan nêrens kan by die hof gaan en sê, luister, hierdie ou is besig om hierdie te doen, dis nie goed nie. Ananias word geroep daar, Handelinge 9 vers 10, God roep hom en hy antwoord op 'n baie Bybelse manier, soos dat ek hoop elkeen van ons doen as God met ons praat en ons reg deur die Bybel sien. Hy sê, Here, hier is ek. Hy sê, ek is beskikbaar, ek is bereid. Ek weet nog nie wat dit is nie, maar Here, hierso is ek is hierso. En God gee vir hom die opdrag, gaan na Saul. En ietsie verander. Maar die eerste ding wat hy daarna gaan, vers 13, 14, Ananias antwoord, Here, maar ek het gehoor die ou. Hierdie is 'n moeilike ou. Hierdie is 'n moeilike ou, en hy weet, God weet my, hy probeer so half hierdie ding mooi ingelig hou, die besluit moet mooi gemaak word, hierdie is 'n gevaarlike ou, wat moeilike goed doen, en hy's reg, ongelukkig is hy heeltemal reg oor wat hy doen, en waarmee hy besig is, maar God gaan aan, in Handelinge 9 vers 15, en hy sê, waar die Here sê vir hom, gaan, want ek het hom uitgekies as instrument, om my naam uit te dra, na nasies, en na konings, en na Israel. En hierso kry ons 'n baie interessante oomblik. Ananias hier kry 'n karakterverandering waar hy luister en hy gaan, maar voor hierdie oomblik sien jy twee perspektiewe. Jy sien Ananias wat kyk na Saulus en jy sien vir God wat kyk na Saulus en jy kry verskillende perspektiewe na dieselfde persoon. Ananias is besig om te kyk en hy sien 'n vervolger, maar wanneer God na hom kyk, sien hy 'n sendeling in Saulus. Ananias kyk en hy sien 'n vyand en God kyk en hy sien 'n broer. Ananias kyk, hy sien vir Saul raak, maar God sien klaar vir Paulus raak. God sien iets anders. En ek dink ons is elkeen skuldig daaraan, waar ons kyk na mense deur die lens van ons en hulle verlede. Net hierdie persoon het so en so in my gemaak, en in my ervaring is mense wat so is, en jy probeer half 'n besluit maak as jy na hulle kyk, maar God kyk na hom, en hy kyk na Saulus se verlede deur 'n lens van genade, en hy sien Saulus se toekoms, en hy roep Ananias dan om op 'n ander manier met iemand te gaan werk. Op 'n ander manier met daardie persoon te gaan tyd spandeer. Handelinge 9 vers 17. Ananias vertrek toe. Hy gaan na hom toe, hy gaan en hy kom by Saul aan, en die eerste ding wat hy vir Saulus sê is, hy sê, broer, Saul,
my broer. Dit is voor Saulus enige ongelooflike oomblikke gehad het, dis voordat Saulus enigiets bewys het, verander het, voor hy gedoop was, voor hy gepreek het, voor enigiets in sy lewe verander het, kom Ananias by hom aan en hy kan vir hom sê, my broer. Saulus die moordenaar is my broer. Saulus wat hiernatoe gekom het vir vervolging is my broer. Saulus wat dood bring na Damaskus toe en Ananias groet hom broer. Nou, ons het ongelukkig weet ons wie Paulus word. Saulus raak ons nou naamverandering, hy raak Paulus en ons weet wie hy word. En dan raak het bietjie makliker om hierdie ding af te skryf. Maar hy gaan hierdie fantastiese man word wat al hierdie dinge doen. Maar Ananias weet dit nog nie. Paulus kom, onthou, Paulus skryf 13 van die 27 boeke in die Nuwe Testament. Hy het 3 groot sendingreise en op die ouende dan gaan hy deur Rome toe. Hy het 15.000 kilometers gereis en hy het amazing goed gedoen, gemeentes geplant, oral waar hy gaan. Hy het briewe geskryf van Rome en Korinthe en Galasië en Efese en Filippi en oral waar gaan skryf hy briewe en hy help en hy is besig om toe te en hy doen soveel great goed, hy beïnvloed kerk in Europa en in Klein-Asië, vandag 2000 jaar later lees ons nog sy briewe, maar ons weet dit, Ananias doen nie. Hy ken net Saulus die vervolger, so hoe kry hy dit reg, om te kom by Saulus die vervolger, en om daar te staan en te sê, broer, hy kom daaraan, en hy doen iets wat ek en jy so baie mee sukkel. As hy by hom kom, kyk hy na Saulus deur die genade wat is die kruis van Jesus Christus. Die kruis wat my en jou vryspreek, wat my en jou lewens kom verander, wat my en jou kom roep van waar ons was na waar ons is. Hier kom Ananias en deur daardie lens kyk hy na Saulus en hy kyk nie vas aan wie Saulus is nie, hy kan deur daardie grens van genade, daai lens van genade kyk, hy kan anders vir hom sien en hy kan vir Paulus raak sien, al is dit nog Saulus wat voor hom sit. Ek dink die grootste uitdaging vir elkeen van ons is om nie ons emosies en gevoelens te sit bo dit wat God kom neersit het nie. Romeine 5 vers 8 lees ons. God bewys egter sy liefde vir in ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Voor ek en jy dit verdien het, voor ons aksies reg was, voor ons optrede reg was, kom Christus en hy sterf vir ons, vers 10 gaan aan, en ons, as ons, toe ons nog vyande was, met God versoen is deur die bloed van Jesus, hoeveel te meer sal ons deur sy lewe verlos word, nou dat ons met hom versoen is. As toe ons nog vyande was, God gekom het en versoening vir ons gemaak het, hoeveel te meer nie nou nie. Hoe durf ek God se genade genoeg hê vir my, maar nie genoeg vir die persoon wat kwaad doen aan my nie? Hoe durf ek dink dat my kwaad, my haat, my wraak groter is as die verlossing wat gebeur het aan die kruis? Ons word genooi, ons word geroep om op 'n ander manier na mense te kyk. Nie te kyk na iemand en te sê, daardie persoon sal nooit verander nie. Daardie persoon is so net so aan my gemaak en ek sal hulle nooit vergewe nie. Nee, om deur 'n ander lens na daardie persoon te kom kyk. En te sien as God se genade genoeg was vir my, is dit dalk vir daardie persoon ook. Ek sê nie, vergewe daardie persoon van alles wat hulle gedoen het. Nooi hulle terug in jou huis, nooi hulle terug, dis glad nie wat ek sê nie. Ek sê, moenie toelaat dat hierdie gevoel wat jy teenoor daardie persoon dra, binne in jou, ek het nie 'n lekker woord nie, ek staan by die beleefsbrug gesels op, die Engels het so 'n woord, fester, né? Broei is miskien die regte woord, maar moenie laat hy kom gaga maak hier binne in jou hart nie. Moenie laat hy kom wegvat van dit wat God kom vrymaak hier in jou nie. Maar dit is baie moeilik. As jy dalk daardie persoon nou in jou kop by jou dra,
Die persoon wat iets aan jou gedoen het, of kom sê het, of kom maak het, en ek wil jou nooi om op 'n plek te begin. En die plek is net 'n plek van gebed. Om te bid, en te sê, Here, U het vir my gesê, Matteus 5 vers 44, bid vir die wat julle vervolg. So ek begin en ek bid, Here, ek bid nie dat U hulle moet straf nie, want dis nie die regte gebed om te doen nie, né? Ons bid en ons sê, yes, Here, ek bid dat U daardie persoon sal ontmoet. Ek bid dat U daardie persoon sal genees, dat U daardie persoon sal kom red, dat U daardie persoon sal verander. Here, ek bid dat waar ek en die wêreld dalk deur 'n Saulus lens kyk, dat U in 'n Damaskus pad ervaring met daardie persoon sal hê, sodat hulle 'n Paulus oomblik verder kan aangaan. Efesiërs 4 vers 31 en 32 lees so, laat vaar alle bitterheid en woede en gramskap, geskreeu en gelaster, saam met elke vorm van kwaad. Wees goedgesind teenoor mekaar, met innige meelewing, terwyl julle mekaar vergewe, soos God in Jesus Christus julle ook vergewe het. Bitterheid teenoor iemand, bitterheid teenoor 'n vyand van jou doen niks aan daardie persoon nie. Bitterheid neem jou hart gevange. Kom vat weg van wat God daar kan doen. Ons gaan nou 'n oomblik hê en die beleefspan gaan nou gou vir ons begin uitdeel. Jy gaan nou elke persoon gaan nou 'n kaartjie kry en dan so man 'n pen hierso deur kry. En al wat op daai kaartjie gaan staan is wie is jou Saulus? Net die vraag neersit. En ek wil jou nooi in 'n oomblik om net te top en te sê, yes, Here, is daar iemand, as ek Ananias was, en ek kyk na hierdie persoon, is daar iemand waar ek te veel Saulus raak sien, dat ek nie 'n Paulus oomblik in daardie persoon kan raak sien nie? Is daar dalk iemand wat iets gedoen het, of gesê het, wat ek so saam met my dra? Dat ek nie deur die lens van die kruis van Jesus Christus vergifnis vir daardie persoon kan gee nie. En ons gaan 'n oomblik stil wees. En ek nooi jou, net daar waar jy is, op jou eie, om dalk 'n naam daar neer te skryf. Dis vir jou, as jy die kaartjie weggooi op pad uit, is dit jou nou as jou mou, waar ook al, om jouself te herinner, dat ek sal nie toelaat dat hierdie gevoel in my hart aanhou broei nie. Waar die wêreld na mense kyk en hulle Saul sien, Here, mag ons die Jesus manier hê en ons mag Paulus raak sien. Mag ons deur God se oë kyk en op 'n ander manier raak sien. So net waar jy is, neem 'n oomblik, ons gaan 'n oomblik stil wees en net die musiek. Here, dankie vir die voorreg van vergifnis. Here, dankie dat U elkeen van ons se harte kan kom lig maak. Here, dankie dat U vir ons kan help, dat ons nie hoef te dra aan wraak of haat nie. Here, in die uitdaging wat is vergifnis, help ons, lei ons, dat ons met wysheid op 'n goddelike manier na hierdie mense kan kyk. Here, soos wat ons sien uit hierdie verhaal en in Handelinge, Here, dankie dat ons soos Ananias 'n rol kan speel in die redding en verlossing van mense se lewens. Here, soos wat ons begin het met die lied, Here, hier staan ons, bruikbaar en gereed. Stuur ons, lei ons, gebruik ons, sodat ons U mag verteenwoordig aan die wat dit die nodigste het. Mag die kruis, mag U kruis altyd genoeg wees, om enige emosies of gevoelens wat ons in ons hart hou te oorwin. Mag ons vashou aan U bo alles. Mag ons staan saam met U bo alles. Mag ons alles
prys gee vir u goeie nuus. En mag daar 'n verligting wees in die vergifnis wat u vir elke een gun. Amen. Vriende, hierdie is een van daai wat jy moet optel of los. Ek nooi jou om op te tel, om 'n naam te skryf as jy het, om vergifnis te dra, vergifnis nie te dra nie, maar te gun. Om genesing te hê, om vryheid te ervaar, om ligter hierdie lewe deur te kan gaan. Mag ons nie mense wees wat vashou aan swaar en seer en net onsself sleg aandoen daardeur nie. In hierdie week bid vir die mense, gun vir die mense, wees saam met die mense, hê die moeilike gesprekke en mag ons as Missionary God se missie uitleef oral waar ons gaan.